Liewe broer en suster, hartlik welkom tydens hierdie lang naweek in die erediens hier plaaslik. My gebed is dat die Here u sal aanraak deur sy Gees en dat u met blydskap aanstonds van hier af sal vertrek. In ons welkomswoord wil ek graag 2 uitsonderings maak, as jy nie omgee nie. In ons midde het ons saam met ons vir Denai en Reinhard, waar sit julle? Daar sit hulle. Die 2 hoor ek tree in die tye wat kom in die huwelik. En ons sê sommer by voorbaat baie geluk en baie seën en dankie dat julle saam met ons aanbid. En dan wil ek vra, ons het in die week met broeder Fourie van die Gereformeerde Kerk George gepraat. Hier is hy en sy seun en die 2 kinders. Van ons kant af ook vir u meer as hartlik welkom. Die ander notas gaan ek aan u deurgee na afloop van die prediking. Kom ons bid saam voordat ons saam sing. Ons Vader, as ons saam is in u woning, geroep en getrek deur u Gees, bid ons, pleit ons. O Vader, laat die liefde ons blyk, o Seun, maak ons u beeld gelyk. O Heilige Gees, send u vertroosting neer. Drie-enige God, ontvang in ons saamwees en erediens hou al die eer. Amen. Geliefdes, in ons toetrede tot die troon van die Here, 2 liedere uit die liedskat van die kerke. Ons sing dit terwyl ons bly sit en ons sing dit van harte. Agtereenvolgens lied 2, 4, 5 se eerste en derde strofe en lied 203 se eerste en derde strofe.
Liefdes, daar's 'n psalmlied wat ons ook gaan saam sing voor die erediens en ek bind dit aan die volgende opmerkings wat verband hou met die naweek wat ons beleef, synde 'n lang naweek. Vrouedag, vandag en daarom môre 'n vakansiedag. Geliefdes, nou is dit so dat Vrouedag het 'n bepaalde konnotasie uit die 1950er jaar. Maar kom ons stap daar verby. En ons kom by 2026 se Vrouedag. En dan wil ek sê ons gedenk die dames en die dogters. Ons dank die Here vir vreeslose vroumense. Vrouens wat huishoudings staande hou. Vrouens wat kinders regop hou. Vrouens wat kerk en gemeente 'n belewenis maak. Want 'n kerk en 'n gemeente sonder vrouens en dogters is 'n arm gemeente. Die mans, die pappas wat net dogtertjies het, sal weet dat u ryker is as geld ryk. Susters, meisiekinders, al is jy hoe oud, hoe klein, die Here seën u. En daarom sing ons broers, die dames in die erediens nou saam en sing ons hulle toe die seënbede Psalm 134 se 4de strofe. Ons tree toe tot die troon van die Here met die woorde van Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots, by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofgesange. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi jy om saam met my te staan. Dan sing ons 2 psalms tot lof van die Here. Psalm 84, die Tosesberuiming se eerste strofe en die Kloete omdigting se 3de strofe. Ons sing dit tot eer van ons Here en daarna neem ons weer ons sitplekke in. As dit vir u moeilik is om op te staan, wees verseker ons verstaan.
Ons doen saam nederig dankbare belydenis van ons geloof. Spontaan daarna die 10de strofe Psalm 116. U en ek wat uit genade kan en wil sê, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here se wet, aan u en my afgekondig, Sondag na Sondag. Ons luister met blydskap en verwondering. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, ekskuus tog, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Voor ons saam bid, Skrifberuiming 1:3, strofe 1 en 3 in naklank op die Here se wet. Ons Vader, sien ons raak as ons tot U nader. Ons bely, Here, ons doen dit met diep ontzag, want U oorlaai ons dag in dag uit met ryke seëninge. U woord, die waarheid, die lied, die belydenis. Ons almal saam tot die vrese van U naam pleit ons, Here, dat U deur die Gees ons genadig sal wees en tot ons sal spreek deur 'n nietig dienskneg op grond van wat U uit die hoë hemele in U woord openbaar het. Hou ons hand vas en dra ons deur die lewe om Jesus ontwil. Amen. Broeder en suster, ek bedien die Here se woord aan u en daarom kom die Here aan die woord. Matteus 5. Baie bekende stuk God se Openbaring. Ons lees vers 13 tot 16. Die Here sê, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd, word buitekant weggegooi en mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Net hierdie verse eenheid met as tekstema jy is. En ek sal aanstonds verduidelik hoekom ek nie sê julle is nie. Nie dat dit nie gesê moet word nie, maar die tekstema jy is. Liewe gemeente, Matteus 5 vers 13 tot 16. En nou saam met my in gedagte, dis Jesus wat preek. Hou dwars deur die woordverkondiging
dit in gedagte, Jesus is aan die woord. En daarom een kernwoord na die ander. Of as jy wil, een koningswoord, omdat hy die koning is, na die ander. Om presies te wees, een koninkrykswoord na die ander. Want dis bergrede woorde. En daarom baie belangrike woorde, want daar word gesê, die bergrede, Matteus 5, 6 en 7 se woorde, is woorde wat die meeste in die geskrifte van die vroeë kerk aangehaal word. Nou, Matteus 5 vers 13 tot 16. En kom ons sê dit vir mekaar, dis verswoorde wat 'n mens na die hemel laat roep. Want dis sonder twyfel verswoorde wat nie doekies omdraai en vir u en my presies sê hoe God wil hê u en ek moet dink en lewe. Hierdie paar verse, broer en suster, is verse wat sê, so presies lyk 'n Christen se lewe. Presies. Hoe? Soos sout, soos lig, en daarom soos 'n stad bo op 'n berg. Die verse vanoggend sê, vir u as Christenkind, hoe om in die wêreld, let goed op, en ek kom nou daarby, hoe om in die wêreld te lewe. Hoe leef jy in die wêreld? Sê jy dalk, ek het hierdie wêreld afgeskryf. Dis 'n gemors. Terwyl ons teksverse sê, 'n nuwe begin in Christus is ons opdrag. Matteus 5 vers 13 tot 16, wat by wyse van doeteenvoudige metafore vir u, en hier kom dit nou, as enkel mens doeteenvoudig net een ding sê. Hierdie verse sê, u, nie hulle of julle nie, hulle sê u, hoor nou mooi, is die instrument deur wie God self vir 'n sterwende wêreld lewe aanbied. Dis wie hy is. Dis wie ek is. U is 'n instrument. Deur wie God self vir 'n sterwende wêreld lewe aanbied. En ek het gesê, en kom ek verduidelik dit so vir u.
Die sinskonstruksie in die oorspronklike taal van die Nuwe Testament dra 'n sterk beklemtoning wat in die Afrikaans ook kan lees: U alleen is die sout vir die aarde. U alleen is die lig vir die wêreld. U alleen is soos 'n stad bo op 'n berg. En maar net 4 verse, 'n opsomming deur die Here Jesus, en hier kom dit nou, van die funksie van Christene in hierdie wêreld. Die funksie. Of, as jy die woord funksie wil vervang met 'n ander woord, kom ons vervang die woord funksie met die woord invloed. Die funksie, die invloed van sout en lig. En kom ek eens kortliks daaroor. Die invloed van sout op byvoorbeeld 'n bord kos. Of broeder, het jy al gebraai sonder sout, eenkant gereed, vir die vleis op die braairooster? En die invloed van lig spreek vanself. Met ander woorde, 'n Christen se karakter het bewustelik of onbewustelik 'n invloed ten goeie of ongelukkig ten kwade. 'n Invloed op ander mense se lewe en omstandighede. Matteus 5:13 tot 16 is Jesus se mandaat aan 'n Christen om die wêreld te beïnvloed. En wat ek nou sê ek met groot versigtigheid. Want onthou nou, ek het gesê, Matteus 5:13 tot 16 is Jesus se mandaat vir Christene om die wêreld te beïnvloed. En nie sy mandaat aan die kerk om in isolasie te bestaan nie. Die kerk kan so maklik soos 'n klooster wees. Hier dink ons dieselfde, hier is ons dieselfde. Hier verstaan ons mekaar. Dit is reg. Maar dis nie die mandaat van die teks. Die mandaat van die teks leer ons nie om vir ons eilande te skep nie. En ek sê weer, wat ek sê ek met versigtigheid. Broeder en suster, gaan dink 'n bietjie na oor wat ek sê. Ons kan so maklik as Christene sulke eilande skep. Waar alles Christelik is. Nee. Sout en lig oral
waar u en ek gaan. Natuurlik ook as ons kerk toe gaan. Maar op die punt, broer en suster, wil ek vir u 2 Korinte 2, vers 14 tot 16 lees. 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 16. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. En hier kom dit nou. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. En onderstreep vers 15 in die Bybel, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. U is die wierook wat in hierdie wêreld gebrand word. U vrygekoop in Christus is 'n aangename geur, want u weet almal die effek van wierook. Die geur, die reuk. Wat ruik so lekker. Dit is so verfrissend. Dit is so sag. Dit is so welriekend. Dit vul die omgewing. Is dit u? Sê Jesus, moet ons wees. Welriekend, die omgewing te vul. Want die Here se kinders beïnvloed mense en die omgewing op grond van die krag van God onder leiding van die Heilige Gees, soos sout, soos lig. Wierook. My broer en suster, die wêreld het sout nodig, want dit is korrup. En die wêreld het lig nodig, want dit is donker. En jy word opgeroep om die wêreld te bedien. Terwyl u en ek inderdaad afsydig staan van die wêreldse standaarde en die wêreldse maniere van doen, inderdaad. Maar weet u wat, geliefdes, jammerlik, so hartseer, die kerk Christene is deesdae meer beïnvloed deur die wêreld as wat die wêreld die mensdom beïnvloed.
deur die kerk, deur Christen. Ek moet hierdie sin weer herhaal, die kerk of Christene is deesdae meer beïnvloed deur die wêreld as wat die wêreld die mensdom beïnvloed word deur die kerk, deur Christene. Geliefdes, as hierdie gemeente vannag van die aardbol af verdwyn, sal die wêreld dit agterkom. Sout en lig. My broer en suster, ons het so 'n uiters belangrike funksie in die wêreld. Ons getuienis in woord en daad. Soos 'n wierookgeur. Wat beteken dit? U in my voorbeeld, u in my invloed. Deurdat ek gewoon my sout en lig mentaliteit uitleef, voorleef. Watter invloed het u op die wêreld? En nou kan jy baie maklik sê, en ek met u saam, maar ons is nie op die voorpunte in die wêreld. Maar net 'n dankie vir die pompjoggie. En 'n sterkte woord vir die mens by die kasregister, wat as u en ek die naweek gaan geniet en hulle nog tot 7 uur werk, te sê, sterkte. Die invloed of sê die wêreld daar loop daai ou knorrige man alweer. Maar weet julle waar sit hy Sondag? Voor in die kerk. Geliefdes, hoor die Here Jesus sê, jy is die sout vir die aarde, jy is die lig vir die wêreld. Is u dit? Amen. Ek wil net by Karina hoor. Kom ons sing voor ons saam na die ander notas by wyse van afkondigings luister. Psalm 33, 1 en 2. Nee, Psalm 33, 1, strofe 2.
ons dank saam. Ons Vader, ons dankie vir u woord, op die man af, op die vrou af, regheid, eenvoudig, duidelik, die blye boodskap, wat U aan ons bedien. Ons taak en roeping, o God, ons Christen wees, omdat U Seun Jesus Christus ons koning is. Lig in die donker. Leer ons, Here, om fakkels aan te steek. In die donker van die wêreld en mense se lewens. Leer ons en lei ons om smaak te gee. So sout. En die bederf te weer. Maak ons, Here, soos 'n stad bo op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie. Almal sien dit. Almal weet. En die geur, welriekend van lewe, wat uit ons lewens 'n werklikheid word. Dankie dat ons kan lewe. En dat ons 'n invloed kan uitoefen tot U verheerliking. Seën ons in die dag en die dae wat kom, ons almal saam, die gemeente hier plaaslik, die gaste wat saam met ons kon aanbid het vanoggend. Die vreugde om saam te wees in U woning. Sien ons raak en Here, vergewe ons as ons eenkant te staan, stil bly, in ons dop kruip. En ons invloed in Christus nie laat geld nie. Vergewe ons dit en lei ons aan die hand, almal saam en elkeen afsonderlik in ons omstandigheid en lewe, in Jesus naam te saam. Amen. Geliefdes, ek deel graag die volgende notas met u. U kan maar die Montana Poorters mooi kyk na alles wat in die poortpos staan, wat Vrydag ontvang is, gaan dit nie herhaal nie. Maar omdat dit lang naweek is, geniet ons nie tee en koffie vanoggend nie, ook nie 'n aandedediens nie, die verjaarsdae 9 tot 15 Augustus, was op die flitsborde. As die Here u begenadig en u kan 'n dankoffergawe afdra, is u welkom by die deure. Dit word afgesonder vir die GKSA Sustentasiefondse. Sustentasie beteken maar ons ondersteun mekaar as gemeentes in die GKSA finansiëel sodat die woordbediening kan voortgaan.
Met groot blydskap, broer en suster, hoe sê hulle, kondig ons 'n attestaat af. Ek het altyd gehoor, hulle sê so. Nou sê ek ook so. Hulle sit hier reg voor my, van die Gereformeerde Kerk, die Kandelaar te Pretoria, Albert Jan en Ingrid Sofia Pauls. Ek het geweet, Ingrid, as ek Sofia gaan sê, gaan jy sê ek moes dit nie gesê het nie, maar nou het ek dit ongelukkig gesê. Vir julle twee, as jong egpaar, in hierdie bruidsgemeente, ons volstaan deur te sê, julle sal nie weet hoe welkom is julle nie. Dien saam met ons, groei saam met ons, tot sy ere. Ons dink in ons gebede, daartoe roep ek u op, aan broeder Tjaart Henning, wat Vrydag 'n skouervervangingsoperasie ondergaan het, Suster Annetjie Chambers in die Montana Hospitaal, en dan Suster Lente Marits ook in 'n hospitaal in ons stad. En dan as ek u oproep om in u gebede te dink aan mense wat swaar kry, in dieselfde asem ook hierdie opmerking, om die Here te dank. Suster Karen Isner, wat kanker het, is vir die tweede keer in haar behandeling in remissie, waaroor ons die Here dank, en nou kan die beenmurgoorplanting reëlings kan nou vlot verloop. Hulle sê, mens kan nie 'n beenmurgoorplanting kry as jy nie in remissie is nie. Dink in die gebed aan broeder Philip Venter, 'n broeder van 96 jaar, wat in die week 'n heupvervanging ondergaan het en met wie dit glad nie goed gaan nie. En Philip is in die intensief by Groenkloof Live, en 'n mens weet nie hoe die Here wil met sy lewe nie. Ek sluit af met 2 simpatienotas. Nee, wag. Ek moet eers broer en suster Verkoos en Renet Pretorius, wat vandag 40 jaar getroud is, baie geluk sê. Baie sterkte vir julle twee, ons dank die Here, en Renet verjaar ook vandag. So dis 3 dubbel en dwars vreugde by Koos en Renet. Ons is hartseer en ons treur saam met Henriette Robertse, sy sit hierso, na die dood van haar mamma in die week wat verby is. Die graf en troostdiens is DV donderdag hier, en dan die ter aarde bestelling in Sandfontein se begrafplaas. Henriette, vir jou en jou sissies, ons kon mamma nie lank ken nie, omdat julle onlangs in die gemeente ingetrek het, maar ons was vir haar baie lief, en baie sterkte vir die dae op hande. Ons het ook berig ontvang dat Suster Liesbeth Du Plessis, 'n suster in die Bougainville aftreeoord, dat haar jongste sus ook in die dae wat verby is, oorlede is. Ons dink ook aan haar. Kom ons doen vir Henriette en vir Tannie Liesbeth 'n gebed. Vader in die hemel, maak dit in Henriette en Tannie Liesbeth se gemoed sonder twyfel dat hulle sal weet dat ons aan hulle dink, saam met hulle treur,
en saam met hulle op U wag, want dan kry ons nuwe krag. Uit die hoë hemele troos deur die Heilige Gees, genade, goedheid, nabyheid, in tyd van verlang en dink, wees hulle genadig. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en Skrifberuiming 14:1 se eerste strofe hartlik saam sing. Daarna die uitstuur seën van die Here en ons Amenlied. Eers die Amenlied, wat is nou eerste? Ons sing Skrifberuiming 14:1, dan die uitstuur seën en dan die Amenlied. Vanoggend in die woorde van Skrifberuiming 12:3 se eerste strofe. Ontvang die Here se seën, gaan leef met sy seën uitgespreek oor u lewe in vrede. Liewe kind van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy met u almal. Amen.